Altyd baie lekker om saam met jou te kuier en veral vanaand, 'n nuwe week wat voorlê. Vir my Pastor Stef altyd lekker om met jou die woord te deel. En mag hierdie ook jou inspirasie boodskap vir hierdie week wees. Vir jou op TikTok, baie welkom. Julle sal sien my naam en telefoonnommer, dis my WhatsApp lyn, verskyn op die platforms en ek wil jou uitnooi op. Jy sal sien, ek sien Ivan is daar, goeienaand Ivan, lekker om saam met jou te kuier. Ek sien Johannes, Gideon, altyd baie lekker om julle almal te sien. Ursula, op Facebook sal my nommer plaas, as ook Renier, en dan Kylie, sy plaas my nommer op YouTube. Baie welkom aan elkeen van u, en mag jy ook waar jy is, om jy weet, net hierdie aand geniet en sy teenwoordigheid. Vanoggend, as jy nog nie vanoggend se boodskap geluister het nie, ek wil jou uitnooi, gaan kyk net op my platform, Pastor Stef, na vanoggend se boodskap, bekende God in 'n onbekende tyd. Ons lewe in onbekende tye, maar ons het 'n God wat aan ons bekend is, en hy sê vir die volk, ek gaan voor julle uit. En vir my is dit, terwyl ek net nou gesit het ek weer self deur die boodskap gegaan, en vir my is dit altyd belangrik om te hoor wat die Here sê, en die Here het so duidelik vir my deur die boodskap soveel bevestiging gegee. Ek is met jou en ek gaan voor jou uit. Jy sal sien, Ivan en Elmarie plaas my nommer op Facebook, op TikTok, en op Facebook, Renier en Ursula, altyd baie lekker om saam met julle te kuier, en dan Kylie, my nommer op YouTube. Mag Here julle ryklik seën. En ek het 'n boodskap wat ek met jou wil deel rondom, ek is alleen, maar ek is nie alleen nie. En ons het baie van ons kan getuig van alleenheid. En vanaand se boodskap, ek wil jou uitnooi, dat jy dit naby in jou hart moet hou, en hierdie boodskap, jy weet, met koester. Here, dankie vir die voorreg dat ons het om saam te kuier in die teenwoordigheid. Seën haar, seën hom, open vanaand oë en harte. Dankie dat ons net kan kom om te sê, u's raadsman, u's sterke God. Daar is niemand soos u nie, niemand wat opgemeet en vergelyk kan word aan u nie. Terwyl hy luister en sy, is my gebed, Here, dat u hulle sal seën, omvou met liefde, omvou hulle met krag. Here, hierdie nuwe week, 'n onbekende week met 'n bekende God. So ons sê dankie dat u vooruit gaan. En hierdie man en vrou wat luister, se paai gelyk maak. En hy en sy ook sal beleef en ervaar die goedheid en die guns van God. Ek loof en ek prys en aanbid U. Amen. Lekker om dan die Shannon te sien en om Corrie vanoggend in die kerk. Dit was so lekker diens gewees. Ek het so, jy weet, mens kry daai jy weet, elke diens is uniek, maar daai oomblik van daai diepe aanbidding, daai diepe stilte, net te beleef en te ervaar wat God besig is om te doen in harte en in lewens. En ek het vanoggend werklik net besef dat vanoggend se boodskap het die Here tot baie se harte gespreek. Ek wil ook julle uitnooi reg oor die land. 'n kollega van my, David Venter van die Tsenien Volle Evangelie Kerk, is gistermiddag oorlede. En dis ek ry vanoggend kerk toe. Ek sê vir Karen dat ek het daar gister gesien, het ek al vanoggend optel en ons ry kerk, en sê ek vir ons het hierdie laaste ruk 6 predikante in 2-3 maande verloor. En hulle is jonk, is my ouderdom. En daar's baie druk daar buite. En ek wil verder gaan om te sê, daar waar jy is, kan jy getuig van eensaamheid, jy kan getuig van alleenheid. Maar ek lees in Hebreërs, want vir my is dit lekker om altyd na die woord toe te gaan.
En ek wil jou ook uitnooi, dat jy altyd in jou lewe na die woord van die Here toe sal gaan. Hy sê in Hebreërs 13 vers 5, hy sê ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daar's 'n groot verskil tussen alleen wees en eensaam wees. Ek kan in 'n huis vol mense wees en steeds alleen voel. En ek dink dis waar baie mans en baie vrouens is in hulle lewens, dat ek word nie raak gesien nie, ek is alleen. En jy kan langs iemand in 'n bed slaap, in 'n verhouding wees, en emosioneel kan hy of sy kilometers, jy weet, van jou af wees. Jy kan getroud wees, maar jy kan voel asof niemand jou verstaan nie. Jo, dit is, jy weet, dit is so treffend vanaand dat ek en jy tog hierdie boodskap moet hoor. Dat jy kan kinders hê, jy kan vriende hê, jy kan familie hê, en steeds in 'n diep leegheid in jou hart hê en in jou lewe ervaar. En dan is daar 'n persoon wat werklik alleen is. Die persoon wie se geliefde gesterf het, die persoon wie se man en vrou oor see werk, die persoon wie se kinders uit die huis uit is, die persoon wat nog nooit 'n lewensmaat gehad het nie. Die persoon wat altyd verander sterk is, maar wanneer die deur toegaan in die aand of selfs in die middag, dan is daai persoon alleen met sy hart, alleen ook met sy gedagtes. En ek wil teruggaan na my tema, jy mag alleen voel, maar jy is nie alleen nie, want God se teenwoordigheid word nie bepaal deur hoeveel mense rondom jou en my is nie. God is nie net by jou wanneer jy en ek omring is deur mense nie. En ek wil jy moet my hoor vandag. God is ook by jou in jou huis, wanneer jy stil is, wanneer die telefoon nie lui nie, wanneer jy alleen voor jou lesenaar sit, wat niemand vra, hoe gaan dit regtig met jou nie? Wanneer jy snags wakker lê, wanneer jy huil, sonder dat iemand weet, wanneer jy voel, dat almal gaan aan met hulle lewe, Stef, maar my lewe het agtergebly. Die woord sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Net ietsie kyk op my Facebook announcement. Sorry julle as julle die honde hoor, die buurman se honde blaf gewoonlik vir die diere wat hier so loop, en ek het net nou gesien die klomp vlakvarke hier voor op die erf, jy weet so aan die buitekant. En ek dink dan is dit die honde wat dan maar blaf vir die vlakvarke. Ek sê nooit begewe, en ek sê nooit verlaat nie. Alleenheid is nie altyd 'n teken dat daar met jou iets verkeerd is nie. En soms dink ons as mans en ons dink as vrouens, daar moet iets verkeerd met my wees, omdat ek alleen is. Maar alleenheid beteken nie noodwendig dat jy is verwerp nie. Jesus was soms in sy lewe alleen. Jesus het hom dikwels onttrek en in alleenheid gewees. Lukas 5, baie bekende gedeelte, sê hy in vers 16, maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. Jesus was alleen, maar hy was nie verlate nie. En dis waar jy en ek vandag dit ook moet besef. Daar is 'n verskil tussen alleen wees en verlate wees. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jy kan alleen wees en nog steeds deur God in jou lewe omring word.
Dink aan Elia. Hy het 'n groot oorwinning gehad op die berg Karmel en ek is lief vir die gedeelte. En hy het Baal-profete het gesterf en die volgende dag, die grootste oorwinning, en die volgende dag, toe vlug hy vir sy eie lewe. Hy gaan sit onder 'n besembos en hy sê in 1 Konings 19, lees hierdie net nou en dit tref my. Hy sê in vers 4, 1 Konings 19 vers 4, man van God, dit is genoeg. Hy sê, dit is nou genoeg. Neem nou my siel weg. Elia was moeg en emosioneel uitgeput, gevoel dat hy die battles in sy lewe alleen fight. Hy het selfs gesê op 'n gedeelte in Konings, ek alleen het oorgebly. Maar God het hom nie veroordeel nie. God vat hierdie man wat moeg is, wat seer het, en hy laat hom rus. Wat voel hy wil sterf, en hy bid en hy sê, ag Here God, kom maak my eerder dood, kom vat eerder my lewe. God het nie met hom beklein nie. God verstaan ook daar waar jy nou is, wat jy deurgaan. Jy weet jy wat God sê vir Elia, jy is nie alleen nie. En ek wil vir jou sê, wanneer jy dink, jy is die enigste een daar waar jy is, wat deur hierdie seisoene gaan, herinner God jou, ek sien jou, ek ken jou by jou naam, ek het dit, ek het jou. En dan vat ek my na 'n volgende punt, want die eensaamheid kry jy ook in 'n huwelik, jy kry die eensaamheid in 'n verhouding. Een van die diepste vorms van alleenheid, en ek wil nou 'n paar van dit so aanraak, van alleenheid, is om alleen te voel, terwyl jy nie alleen is nie. Hier's iemand langs jou, in jou huis, maar jy's alleen. Jy kan langs hom sit, jy kan langs haar staan en steeds emosioneel alleen voel. Ken jy dit? In jou verhouding, of in jou huwelik, dan moet jy hierdie hoor. Julle woon in dieselfde huis, julle deel dieselfde bed, julle eet aan dieselfde tafel, maar julle leef in 2 verskillende wêrelde. Die dag gebeur, die een gaan werk toe, die ander een gaan werk toe, jy kom terug, en ons is besig met verantwoordelikhede, daar is kinders, daar is finansies, daar is selfone, daar is wifi, daar is internet, daar is televisie. Maar die kommunikasie tussen 2 mense begin stadig, maar stadig sterf. Nie altyd groot argumente nie. Soms sterf kommunikasie in stilte. Eendag praat julle oor alles, later praat julle net oor, het jy die kinders opgelaai? Wat eet ons vanaand? Het jy die rekeninge betaal? Wanneer kom jy huis toe? En dan op 'n dag sit jy en jy besef, ons leef saam, maar ons ken mekaar nie meer nie. En dis 'n waarskuwing van Jesus self wanneer hy kom in Matteus 24 vers 12. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.
Liefde sterf nie altyd op een dag nie. Soms word liefde koud omdat mense ophou kommunikeer. Ophou luister. Ophou vra. Ophou belangstel. Ophou om mekaar se harte te leer ken. So 'n paar praktiese stappe as jy alleen voel in jou verhouding of in jou huwelik, moenie net wag. En ek wil jy moet nou hoor wat ek vir jou sê, moenie net wag dat die ander persoon eers te verander nie. Begin met 'n eerlike gesprek. Praat oor die gevoelens. Deel jou gevoelens sonder om vir haar of vir hom aan te val. Hoe jy jou woordkeuses maak, is 'n groot faktor. Hoekom sê ek dit? Want jy sê eerder ek mis jou eerder as jy gee nie meer om nie. Sit tyd eenkant vir hom. Sit eenkant tyd vir haar. Luister, en nou gaan ek iets sê. Luister om te verstaan. Nie net om te wil antwoord nie. Twee mense kan dieselfde huis deel, maar slegs eerlike kommunikasie tussen 'n man en 'n vrou kan harte weer by mekaar uitbring. Keuse is joune, of jy keuse gemaak om uit te reik na haar toe, om na hom toe uit te reik. Mekaar se harte weer te ontdek. Ek sê dit altyd, wat jy insit, is wat jy gaan uitkry. Wat sit jy in? Praat van daai eensaamheid, daai alleenheid. Daai alleenheid is 'n verskil wat jy nou al reeds gehoor van alleenheid en eensaamheid. En nou bring dit my by nog 'n punt. Die eensaamheid en die verlies. Die eensaamheid van verlies en dood. En ek wil juis nou, hier waar jy nou luister, vir jou sê wat dalk onlangs of dalk nou steeds nog deel met die verlies van 'n geliefde. Ek bid vir jou. Daar's 'n soort alleenheid wat ontstaan wanneer iemand sterf. Ek het gister na 'n foto van my gekyk. Toevallig kom ek op 'n foto af waar ons my pa se begrafnis gehou het en waar ek agter by die lijkbaar staan. Iemand het 'n foto van my geneem, het ek so staan en kyk. Daai stadium met my pa se dood baie jare gelede was dit die alleenste en seerste en moeilikste tyd van my persoonlike lewe. En toe ek het gisteraand weer sien, toe dink ek, toe ek daar staan, my seun was, ek dink iewers in Ierland rugby gespeel, en my ander twee kinders in die buiteland. My ma se broer is maandag begrawe en donderdag begrawe ons my pa, en hy foto, toe ek die foto van myself sien, toe sien ek iemand wat deur alleenheid van sy lewe gegaan. Die huis is dieselfde, sê jy my vandag, die stoel staan nog daar, die foto hang nog op die muur, maar hy stem is stil. Die telefoon lyn nie meer nie.
Jy sê dalk vir my, daar's nie meer 'n goeie môre of 'n goeie nag nie. Daar is net nie meer 'n hoe was jou dag, my engel? Geen persoon om jou hart mee te deel nie. Die wêreld gaan aan. Mense lag. Mense maak planne. Maar in jou eie lewe voel dit of die wêreld opgehou het. Dink aan Martha en Maria wat Lazarus sterf en Martha en Maria is op 'n plek in hulle lewe waar hulle hartseer geword het. Want Martha sê vir Jesus, Here, as hy hier gewees het in Johannes 11 vers 21, sou my broer nie gesterf het nie. Dit was nie net 'n teologiese verklaring, dit was 'n gebroke hart. Stikkende hart wat hier gepraat het. Maar Jesus kom na hulle toe. In een van die kortste versies in Johannes 11 vers 35 sê Jesus het geween. Ek moet vir jou sê terwyl ons hieroor gesels vanaand. Jesus verstaan jou trane, verstaan jou verlies, verstaan jou leesstoel, verstaan daai leë koue huis. Jesus verstaan die naam wat jy soms steeds na verlang, wat jy steeds hardop uitroep. Hy verstaan dit. Dalk 'n belangrike waarheid wat jy dalk nou moet hoor terwyl jy saam met my kuier is dat jy hoef nie voor God voor te gee dat jy sterk is nie. En dis die wonderlik. Want ons het geleer na COVID om nog steeds maskers te dra, net maskers wat niemand sien nie, maar ons smile, maar agter die smile is jy en ek stikkend en jy mag huil, jy mag treur, jy mag iemand mis, maar jy hoef nie alleen deur hierdie rou seisoen en tyd te gaan nie. Want die dood het dalk iemand uit jou teenwoordigheid vandag geneem, maar dit kan nooit God se teenwoordigheid uit jou eie persoonlike lewe uitneem nie. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou gesê het. Bring my dan by 'n ander punt. Ek praat oor 'n paar goed vandag. Die eensaamheid van daai geliefde wat nie by die huis is, wat ver weg werk. 'n Man en 'n vrou. Ons lewe in 'n seisoen en 'n tyd waar daar nie meer werk in ons eie land is nie. En jou vrou moet in 'n ander dorp werk en jy werk in 'n ander provinsie of moontlik werk jy oor see. Ek het net nou met my seun gesels en hy's iewers tussen Frankryk op pad Griekeland. Ek het hom langer as 'n jaar terug gesien. En as mense wat in verhoudings is, nog steeds alleen leef. En as ek dit sê, dan sê ek die een is hier en die ander een werk op 'n ander plek en die ander een bly agter. Daar is kilometers tussen hulle, die een mis natuurlik ook die ander een. Die tydsverskil baie keer maak kommunikasie baie moeilik. En soms word die afstand nie net fisies nie. Dit word soms emosioneel. Manne, probeer soveel as moontlik as jy vlieg en jy gaan werk te kommunikeer met jou vrou en met jou kinders. Maak 'n tyd vas en ek wil en die vraag is, hoe hou ons harte verbind aan mekaar terwyl ons liggame ver van mekaar af is. En hierdie is so belangrik. Ons liggame kan ver van mekaar af wees, maar ons moet sorg dat ons harte
by mekaar is. Jy moet 'n paar praktiese goed toepas, beplan kommunikasie. Moenie net sê ons sal later praat nie. Maak tyd vir mekaar wat belangrik is. Kry 'n tyd wat vir julle albei relevant en realisties is. Wanneer die kinders dalk daar is dat hulle met hulle pa kan praat en vinniger kan inloop. Die grootste fout wat baie paartjies doen wat ver van mekaar af is, wat die een in 'n ander land of in 'n ander provinsie werk, ons sien mekaar juis nie. En dan as ons praat ons oor probleme en oor skuld. En naderhand word dit die momentum van elke kommunikasie. Jy sal met ook jou drome bly deel, al is julle nie by mekaar nie. Herinner mekaar dat ons twee se droom ons saam. Vreugde, klein dingetjies, groot dinge, deel dit. Moenie toelaat dat stilte die verhaal skryf nie. Moenie toelaat dat stilte julle verwyder. Afstand hoef nie 'n verhouding te vernietig nie. Maar pas op dat jy onverskillig raak rondom afstand. So ek beklei nie. Ek deel met jou want ek sit baie keer in my spreekkamer en deel met dit. Vat my na 'n ander punt. Die eensaamheid van die persoon wat altyd alleen was. En sommige mense is nie alleen omdat iemand hulle verlaat het nie, maar hulle het nog altyd alleen gevoel. Hulle het groot geword sonder die liefde wat hulle nodig gehad het. Ek sien dit baie keer, kom uit 'n weeshuis, uit 'n kinderhuis, aangenome kind, en daar's altyd daai smagting en daai soeke. En ons is altyd die een wat op die kant gestaan het. Die een wat nooit genooi is nie. Die een wat altyd anders te gevoel het. Praat ek met jou? Dan moet jy luister. Die een wat altyd verander daar was. Maar daar's niemand vir jou wat nou luister. Miskien sê jy, Stef, ek het gewoond geraak daaraan. Maar soms raak mense nie gewoond aan alleenheid nie. Sulke mense leer maar net om dit weg te steek. En ons is goed daarin, nie? Dink aan Hagar. Was alleen in die woestyn en sy was verwerp en sy was sonder sekuriteit en sy het nie geweet wat die toekoms vir haar inhou nie. Maar in die woestyn op haar pad vind God haar, vind sy God. Genesis 16, is my so mooi, sê in vers 13. Hy sê, U is 'n God wat sien. Hagar het ontdek. Ek is dalk deur mense nie raak gesien nie, maar God sien my. God is met my. Mense mag jou vergeet. Jou miskyk. Maar God vergeet jou nooit. Dis die een kant. Die ander kant, nog 'n punt is dat wanneer elkeen sy eie ding doen, en dit is baie gevaarlik. Een van die grootste
probleme vandag is nie dat mense nie kommunikasiemiddels het nie. Ons het telefone, ons het WhatsApp, ons het video oproep, ons het sosiale media. Maar ons het dikwels nie meer tyd om werklik met mekaar te praat nie. Ons kan met honderde mense kommunikeer, maar nie met die persoon langs jou nie. Ons is altyd aanlyn, maar emosioneel dikwels aflyn. Die dag gebeur, die uur gebeur, elke persoon doen sy of sy eie en haar eie ding, en sonder dat ek en jy dit besef, terwyl ons so besig is met ons eie goed, word ons vreemdelinge van mekaar. En jy is al so in daai web, en jy sê dalk vanaand, Stef, wat sê jy vir my? Dit is dalk hoekom jou verhoudings nooit uitwerk, en is dalk hoekom jy permanent in alleenheid stap. Is omdat jy aflyn is. Ek sê 'n paar goed wat jy dalk nou moet hoor, want kommunikasie is nie net praat nie, en ek dink jy mis dit baie keer, want kommunikasie is, hoe voel jy, wat gaan deur jou hart, waarmee sukkel jy, hoe kan ek jou help, ek is hier, ek het jou gemis, en daai is vir my hartseer. Maar soms het iemand nie 'n oplossing nodig, jy het net iemand nodig wat sal sit. Iemand wat sal luister. Die grootste geskenk wat jy aan iemand kan gee, is nie altyd jou tyd om iets vir hulle te doen nie. Soms is dit jou tyd om net by haar, net by hom, te gaan sit en te luister. Ek het iemand, baie jare terug, 'n baie goeie vriend van my. En wanneer daar 'n groot krisis in my lewe gekom het, toe ek nog die predikant van my gemeente was in Limpopo, jare gelede, kon ek hom skakel. Hy het nie baie gesê nie, maar Piet het geluister. En dan op 'n dag, dan sal hy met my praat. Dan sal hy met my deel. En partykeer was dit net goed, om net my hart oop te maak. Verskoon, ek het so brilpar aan my keel. Van daai topiek na 'n volgende. En hierdie is gevaarlik. Wat ek nou gaan sê is dat baie keer wat ons toe dat daai eensaamheid ons in 'n tronk plaas. Moenie dat jou eensaamheid 'n tronk maak nie. Alleenheid kan so gevaarlik word wanneer jy jouself daarin toesluit. Nie een van ons is dieselfde nie. Maar jy sê, dalk waar jy nou sit, niemand gee om nie, niemand verstaan my nie, en dan kom jy by 'n plek in jou lewe en jy sê, ek het ook niemand dan nou nodig nie. Ek sal nooit weer iemand kan vertrou nie. Maar dan word die plek wat afhanklikheid jou beskerming was, jou gevangenis. Dus
Dis dangerous. Gepraat oor die Elia, waar onder die besembos gesit het. God het hom nie daar gelos nie. Ek sien nou my TikTok, of my YouTube, ja, skielik is die battery pap, en ek het hom heel dag gelaai. As hy doodgaan, kyk maar net op YouTube, of op Facebook, of op TikTok, maak's amper klaar. God het hom weer 'n opdrag gegee. God het hom weer laat beweeg. Soms is dit net om weer op te staan, uit daai tronk, uit daai gevoel van nutteloosheid en verwerping, om daai deur oop te maak, om iemand te bel, om weer kerk toe te gaan, om weer te bid, om weer te glimlag. En soms vra dit van jou en my om uit daai alleenheid op te staan. En ek wil jou uitdaag om op te staan uit dit uit en weer te beweeg. Dit is die belangrikste. Om weer te sê ek is nie klaar nie, want jou huidige alleenheid is nie noodwendig jou finale eindbestemming nie. Dan wil ek vir jou sê dat in jou eensaamheid, in dit wat jy sit, kan God jou en my nog steeds gebruik om iemand anders se eensaamheid ook te breek. Een van die kragtigste maniere om uit jou eie alleenheid te begin beweeg, hoor wat ek vir jou nou sê, is om na iemand anders te uit te reik. En daar's iemand wat wag vir 'n oproep, daar is iemand wat wag nou op hierdie oomblik vir 'n boodskap, iemand wat dalk vandag ook sê, niemand gee om nie, niemand hoor my nie. Jy hoef nie altyd 'n groot oplossing te hê nie. Jy kan net, jy weet, sê, ek dink aan jou, hoe gaan dit regtig? Ek bid vir jou. Ek is hier. Dink aan die barmhartige Samaritaan in Lukas 10, wat daar langs die pad gelê het. Baie mense het hom gesien. Niemand het gestop nie. Die Samaritaan het gestop. Hy het nader gegaan. Hy het gehelp. So die vraag is, daar waar jy nou sit en jy luister, wie is daar langs die pad wat jy hierdie week kan raak sien? Wie het jy lanklaas gebel, nou vooruitgereik? Dalk jou eie predikant, sy vrou, wie glimlag voor mense, maar huil wanneer hulle alleen is. En soms stuur God jou en my na iemand toe, dat hy eensaamheid gebreek word. Om hom te herinner, dat jy is nie alleen nie. Psalm 23 sal gaan ek deur 'n dal van doodskare weer. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Ek sal nooit hy sê ek sal nooit deur 'n dal gaan nie. Dit sê, as ek hierdie stuk lees, U is met my. Hy sê hierso, en ek wil jy wat daar sit en luister, hy's met jou. God beloof nie dat jy nooit alleen sal voel nie, maar hy beloof dat jy nooit werklik waar jy in jou lewe is alleen hoef te wees nie. Wanneer almal slaap, is God wakker. Wanneer mense jou nie verstaan nie, verstaan God jou nog steeds. Wanneer mense weggaan, bly God. Wanneer jou hart breek, sê die woord, is hy naby die
wat gebroken van hart is. Ek wil met hierdie afsluit in Psalm 34, ek het baie gesê, nee, en ek glo dit maak sin vir jou. Hy sê in Psalm 34 vers 19, Here is naby die wat gebroken van hart is. So God se teenwoordigheid maak nie altyd die vertrek vol mense nie. Maar weet jy wat? Dit maak 'n hart weer vol hoop. Wat sê ek vir jou? Dis 'n paar praktiese stappe wat ek en jy dalk in ons lewens kan toepas. Moenie nou van lyn af gaan nie. Luister gou. 'n Paar praktiese stappe dat jy nie hoef alleen te voel nie. Praat met God. Moenie jou stilte vul met bekommernisse nie. Vul dit met gebed, met kommunikasie. Sê vir God wat jy voel. Nie wat jy dink jy behoort te voel nie. Wat jy werklik voel. Ek het net nou gesê, ons kan baie keer onsself in die tronk laat sit en dis die slegste plek om jou af te sny van mense. Ek was daar. Ek was daar en om uit dit uit weg te gestap het. Elke aand aanlyn en deur die dag in my huis. Ek het in 'n pypsteel gebly. My hek voor was gesluit en ek was konstant net by myself. Vir maande. As ek tussen mense kom, dan voel ek uit. Moenie wag dat almal jou altyd eerste kontak nie. Bly in kontak met mense. Bel iemand, stuur 'n boodskap. Weet jy wat? Ewen gaan kuier. Ons sluit aan by 'n groep. Of moet jy dansklasse gaan vat om tussen mense te kom. Gaan doen iets. Wees deel selfs van 'n geloofsgemeenskap. Skakel in by 'n selgroep. Skakel by vroue biduur in of raak net iewers betrokke. Moenie jouself afsonder nie. Alleenheid sê bly in jou kamer. God sê, kom uit en begin te leef. Skep ritme in jou dag. Wanneer elke dag doelloos en leeg voel, word alleenheid al hoe sterker en sterker en sterker. Maak planne, werk, stap, lees, bid. Wat sê ek vir jou? Begin dien, skep en help en begin weer te leef. Wees eerlik oor jou eensaamheid. Sê vir iemand ek voel alleen. Praat met iemand. Dit beteken nie jy's 'n swakkeling nie. Dit is net eerlikheid. Wees ook beskikbaar vir ander. Moenie wag tot iemand jou eensaamheid oplos nie. Wees ook iemand wat 'n ander persoon se eensaamheid help dra. Ons is saam in hierdie reis. Ons is saam in hierdie wedloop. En ek wil vir jou sê, jy is nie onsigbaar vir God nie, want Jesaja 43 vers 1 sê dit so mooi. Ek het vanoggend by vers 3 en 4, 22 by gestop is daar. Hy sê in vers 1, moenie vrees nie, want ek het jou verlos, ek is by jou, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. God ken jou naam, nie jou probleem nie, nie net jou pyn nie, nie net jou geskiedenis nie, jou naam. Die wêreld kan jou nommer sien. Mense kan jou ignoreer, mense kan jou verwerp, maar God sê, jy is myne.
Wat sê ek vir jou? Ek hoop jy snap wat ek gesê het, ek is alleen, maar ek is nie alleen nie. Miskien is jy vandag alleen. Miskien is jou huis stil. Miskien mis jy iemand wat nie meer by jou is nie. Miskien is jy getroud, maar jy is emosioneel alleen. Miskien sit jy in 'n verhouding, maar jy voel onsigbaar. En miskien het jy jou hele lewe lank gewonder, sal iemand ooit regtig vir my omgee? En vandag sê God vir jou en my, ek sien jou stem, ek ken jou, ek hoor jou, ek is by jou. Die mense rondom jou mag verander, verhoudings verander, omstandighede verander, mense mag kom en mense kan gaan, maar God se belofte sê, ek sal jou nie begewe en nie verlaat nie. Dalk word jy alleen wakker in die oggend. Jy mag alleen wakker word. Maar jy word nie alleen wakker nie. Jy mag dalk alleen by 'n tafel sit, maar God is daar met jou. Jy mag dalk deur 'n moeilike seisoen gaan, maar God stap saam my en jou in hierdie seisoene. Jy mag iemand verloor, maar weet jy wat God, het ek geleer, is die God wat my en jou vashou. God ken die diepte van jou hart. Ek is dalk alleen in my huis, maar ek is nie alleen in my stryd nie. Ek is dalk alleen in hierdie verlies, maar God hou my vas. Want God ken my naam. God ken jou naam. En dalk voel jy geïsoleerd en dalk voel jy alleen. Die Here verstaan jou hart, hy verstaan jou trane. En vandag glo ek het jy nodig gehad om op hierdie platform in te geskakel het om hierdie boodskap te hoor. En Here, vandag bid ek vir elke persoon wat nou sit en luister wat alleen voel. Vir die een wat alleen binne 'n huwelik is. Vir die een wat 'n geliefde verloor het. Vir die een wie sy geliefde ver van hom of van haar al wegwerk. Vir die een wat sy hele lewe, haar hele lewe nog net alleen gevoel het. Here, kom vul in ons harte hierdie leë plekke met u teenwoordigheid. Met u nabyheid. En vir haar en vir hom bid ek vir genesing, wat daar verlies is. En nou bid ek ook vir jou, daar waar kommunikasie gebreek het, ook vir herstel. En Here, bring in haar, in sy lewe, mense, vir hom en haar wat geïsoleerd voel, dat hy en sy sal weet, hulle nie alleen is nie. Hulle is nie onsigbaar nie, hulle is nie verlate nie. Dankie vir die woord wat vanaand gesê het, Stef, ek sê jou nie begewe, en jou nie verlaat nie. En daarom bid ek nou vir jou wat luister, vir sy krag, en sy seën, en sy nabyheid, op hierdie reis, op hierdie wedloop, wat jy tans handhaaf. Vul haar in hom, met seën, met beskerming, en met krag. Dankie vir die Heilige Gees, die Parakletos, dat ons leer en lei, en onderrig. Ons is nie alleen nie. Ek eer u vanaand, in Jesus se naam. Amen.
Dankie vir jou wat geluister het, ingeskakel het mag. Here jou ryklik seën en môre aand 8:00 kuier ons weer so saam. Dis kosbaar. Dit was lekker geweest om so saam met jou te kuier. Pas jou op, goedheid en guns. Kyk uit om môre aand weer so saam met te kuier. Bid vir my, ek bid vir jou. Draai elkeen van julle op ook so aan die Here. God bless. 'n Mooi week vir jou. Goedheid en guns.